Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 19de Maart 2025. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee en ons hoofopskrif vir vandag sê 3 lyke in Kuruman gesteel. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: ander planne in plek vir FSA se geld wat gestop is. 3 lyke in Kuruman gesteel. Na 95 dae is man op see gered. Iemand wil my kind verkoop, getuig Smith. 30.000 staatsamptenare kan vroeg klaarmaak. Rower wie se vinger afgeskiet is, kry 'n lang straf. Friedel Olivier verlaat Cheetahs vir Japan. Enkele ure voordat 'n baba-dogtertjie ter ruste gelê moes word, is haar lijk glo in 'n private begrafnisonderneming se perseel in Kuruman gesteel. Nog 2 lyke, albei die van mans, is maandag in die vroeë oggendure uit dieselfde private lijksuif in die Noord-Kaapse dorpie gesteel. Die polisie in die Noord-Kaap het 'n grootskaalse soektog van stapel gestuur om die gesteelde lyke en die mense daarachter op te spoor. Daar word beweer dat 2 mans maandag omstreeks 01:30 'n wagkamer by die begrafnisonderneming binne gegaan het en die veiligheidswag aangerand, vasgebind en geblinddoek het. Die verdagtes het na bewering met die 3 lyke weggevlug. Die DA is besig om met die provinsiale polisiekommissaris in te skakel om te verseker dat die bizarre voorval dringende aandag moet ontvang. Dit is baie hartseer dat families wat in 'n tyd van rou is, na die afsterwe van geliefdes, deur misdadige aksies soos hierdie ontneem word, daarvan om op 'n waardige manier van hulle geliefdes afskeid te neem, het die DA gesê. Hierdie is alles bewerings in hierdie stadium en omdat die saak van so sensitiewe aard is, wil ons graag die vertroulikheid van families beskerm. In hierdie tyd het die DA gesê. Hy sê die bestaande begrafnisonderneming het baie goeie veiligheidsmaatreëls by sy onderneming. Hulle sê hulle kyk nou na beeldmateriaal en die opnames van voertuie is reeds geïdentifiseer, maar hulle wil hierdie inligting beperk voordat hulle met die polisie self gepraat het. Enigeen met inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van hierdie verdagtes kan kolonel Dodgy Magugu by 082-469-0578 kontak. 'n Voorlopige verslag van die Nasionale Huisbouregistrasieraad, die NHBRC, oor die Bou George ramp dui aan dat verskeie prosedures nie gevolg is nie. Die ramp het op 6 Mei 2024 in Victoria Straat naby die George munisipaliteit se kantore gebeur toe 'n deels geboude woonstelblok skielik in mekaar gestort het. Altesaam 64 werkers het ten tye van die ramp op hierdie perseel gewerk en 34 onder wie Suid-Afrikaners, Malawiërs, Mosambiekers en Zimbabweërs is dood. Die koerante het in Januarie berig dat 'n verslag van 'n onafhanklike ondersoek wat die Wes-Kaapse regering na die bouramp laat doen het, aan die polisie oorhandig is. Weens die aard van die voorval en omdat 34 mense dood is, kan strafregtelike stappe ook moontlik volg. Alternatiewe planne word gemaak om die gapings te vul wat president Donald Trump van Amerika se staking van PEPFAR-finansiering vir HIV-vigsprogramme in Suid-Afrika gelaat het, so sê Dr. Aaron Molahedi, minister van Gesondheid. Molahedi sê die departement ontvang tans die beskikbare data om die prioriteite te bepaal vir die finansiering van die werk wat tot nou toe deur PEPFAR gefinansier is. Vir kleiner noodgevalle is die departement in gesprek met 'n reeks ander skenkervennote, die private sektor en filantropiese organisasies vir alternatiewe finansiering. Vroeger is berig hoe miljoene mense in Suid-Afrika met HIV-vigs geraak word, nadat Trump beveel het dat sy regering alle finansiering aan die buitelandse hulporganisasies vir 90 dae gestaak gaan word, waaraan die finansiering hersien sal word. Die regering dek ook die res van die program, wat in 2024 altesaam 46,8 miljard rand beloop het. Volgens Molahedi is programme wat sulke finansiering op kort termyn in die nasionale departement vereis, die program vir die gesentraliseerde uitgee en verspreiding van kroniese medikasie, farmaseutiese voorsieningskettingfunksies en die ontwikkeling en implementering van die kernkomponente van die digitale gesondheidsstelsel. 'n Man van Peru het veilig na sy familie teruggekeer nadat hy 95 dae lank verloor op 'n klein vissersboot op die Stille Oseaan rondgedryf het. Maximo Napa, wat 61 jaar oud is op 12 Maart in sy bootjie gered nadat hy deur die Ekwatoriaanse vaartuig langs die kus van Chimbote in die noorde van Peru opgepik is.
Hy kos ingepak vir 'n reis van 2 weke, maar na 10 dae het stormagtige weer sy boot van koers weggedwing en hy het in die Stille Oseaan begin wegdryf. Die laaste 15 dae voor hy gered is, het hy niks gehad om te eet nie. Die visserman is Saterdag uit die hospitaal in die kusstad Bahita ontslaan. Sy boot wat geen radiosyne kon stuur nie, het op die oop see beland. Sy familie het 'n soektog van stapel gestuur, maar Peru se maritieme patrollies kon hom glad nie opspoor tot Woensdag nie, toe die Ecuadoriaanse vissersboot om sowat 1095 km van die land se kus ontdek het. President Cyril Ramaphosa wou hom nie uitlaat oor of Amerika ondiplomaties was met die manier hoe hy Ibrahim Rasool, Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika, tot persona non grata verklaar het nie. Ek sal wag op 'n volledige verslag van hom, maar terselfdertyd het ons kennis geneem van hierdie misnoë wat deur Amerika uitgespreek is. Ons sal met Amerika skakel, aangesien ons reeds met die land in gesprek is, so het Ramaphosa aan joernaliste in Johannesburg gesê. Ramaphosa wou nie sê of Rasool gefouteer het deur Trump in die openbaar te kritiseer en wie Rasool as Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika gaan opvolg nie. My kind is hier in die plakkerskamp, het Kelly Smith glo aan haar suster gesê, nadat haar kind, Jocelyn, reeds 'n paar dae vermis was. Iemand wil my kind verkoop, maar Saldanha is nou te warm, het sy gesê. Dit was die getuienis vir Michaela Daniels, Smith se jonger suster, in hierdie verhoor van Smith, Jacqueline Botha, Apollos en Stevino van Ryn. Nog 'n getuie, Laurentia Lombard, het getuig Jocelyn is glo vir haar vel en oog gesoek. Sy is aanvanklik saam met die drietal aangekla, maar die aanklagte van menseroof en ontvoering is in Oktober 2024 teen haar teruggetrek toe sy 'n artikel 204 getuie geword het. Familie en vriende van die oorlede Magdalene Prinsloo, wat 58 jaar oud was, en haar dogter Rosanne Weideman, wat 31 jaar oud was, het mekaar omhels toe die vroue se moordenaar Maandag in die Hooggeregshof in Pretoria skuldig bevind is. Nou kan ons uiteindelik begin rou, het Nikki Handley en Caroline Klein, Magdalene se susters, gesê, nadat Paul Prinsloo, wat 62 jaar oud is, op 2 aanklagte van moord met voorbedagte rade skuldig bevind is. Prinsloo en Magdalene was getroud. Dit was by die huis waar Magdalene en Weideman op 27 November 2023 deur Prinsloo met 'n jaggeweer doodgeskiet is. Weideman is in die maag en Magdalene in die bors getref. Die regter het in haar uitspraak gesê, indien die getuienis in die geheel in aanmerking geneem word, is dit duidelik dat Prinsloo met voorbedagte rade opgetree het toe hy die vroue vermoor het. Sy het verwys na die stelling aan Nico Pinaar, 'n vriend van Prinsloo en ooggetuie tot die moorde. Net minute voor die gebeure het hy gesê hy gaan 3 mense, Magdalene, Rosanne en Alfie doodmaak. Kommer heers dat die staat met sy oop aanbod vir vroeë aftrede aan staatsamptenare van 55 jaar en ouer die risiko loop om werkers in kritieke poste te verloor. Tot 30.000 staatsamptenare sal na verwagting die keuse vir vervroegde aftrede uitoefen, waarvoor Eric Godongwana, minister van Finansies, 'n bedrag van 11 miljard rand in die nasionale begroting oor die volgende 2 jaar op sy gesit het. Flip van Walt van die Vereniging van Staatsamptenare, die VSA Mbobela, het Maandag in die reaksie gesê, daar is tans 'n negatiewe gevoel onder staatsamptenare. 2 transitierowers, van wie een se middelvinger in 'n oor en weer wilde skietery met die polisie afgeskiet is Maandag in die Hooggeregshof in Bloemfontein tot onderskeidelik 24 en 26 jaar tronkstraf gevonnis. Die regter in die saak het Selulaki Seremula van Thabisa en Sibusisi Ignatius Mashinini, wat 40 jaar oud is van Benoni, laasgenoemde met 'n gaping in sy linkerhand, waar die middelvinger sou wees, gevonnis nadat 12 en 18 rowers vroegoggend op 4 September 2020 'n geldwaal van G4S in Bloemfontein van 5,6 miljoen rand beroof het. So 2,4 miljoen rand van die geroofde geld is deur die polisie teruggekry. Mashinini se stukvinger wat afgeskiet is ook in 'n motor gevind. Die 2 maande is vroeër op tientalle aanklagte skuldig bevind, insluitend 13 van poging tot moord, asook poging tot gewapende roof, omdat hulle probeer het om motoriste na die transieterooftog te kaap. Hulle is ook op 2 aanklagte van die rug van vuurwapen skuldig bevind. Altesaam 12 buitelandse burgers is in die Vrystaat aangekeer nadat hulle glo met onwettige mynbedrywighede besig was. Luitenant-kolonel Tabo Kovani, polisiewoordvoerder, sê patrollies te voet in voertuie en met hommeltuie, asook voertuigbeheerpunte is in verskeie gebiede in die Vrystaatse Goudveld ingespan. Dit sluit in gebiede om Welkom,
soos Stone and Alice, die Babanani, die Kurumynskag, Stilteplaas en G-Hostel, asook Tabong uitbreiding 4 in. Daar is op gouddraande materiaal van 132 kg, sowel as goudverwerkingstoerusting, onder meer grawe, staalplate, pikke en wasbakke beslag gelê. Die verdagtes tussen die ouderdom van 26 en 40 jaar is in hegtenis geneem en saakdossiere vir die besit van vermoedelik gouddraande materiaal is teen hulle geopen. Minstens 40 mense is reeds dood en tientalle beseer in gewelddadige storms wat die sentrale en suidelike dele van Amerika die naweek getuister het, so sê die plaaslike owerhede. 8 mense is in Kansas dood in 'n ongeluk waarby meer as 50 voertuie betrokke was wat veroorsaak is deur swak sigbaarheid tydens 'n erge storm. In Oklahoma is 4 mense dood tydens veldbrande en sterk winde. Die Hoër Jongenskool Parel Boys High het Saterdag sy seisoen op 'n wennoot teen die tegniese skool Drosdui begin, danksy 'n puntefees in die tweede helfte. Die wenspan het 55-19 aangeteken. Parel Gymnasium het die Hoërskool Stellenberg van Bellville met 39-17 punte verslaan. Die kwaggas van die Hoërskool Outeniqua het gewys dat hulle vroeg in die seisoen reeds goed op dreef is deur die Hoër Landbouskool Boland in 'n opwindende stryd in die Agterparel met 49-35 te wen. Baie geluk aan hierdie wenspanne. Die Leeu sou sonder hulle Springbok skramskakel Morney van der Berg oorsee vertrek het vir 'n toer van minstens 3 weke. Van der Berg het 10 dae gelede vingerbesering opgedoen in die Leeu se nederlaag teen die Haie in Durban in 'n kragmeting in die VRK. Hoewel die Leeu's met 22-25 punte verloor het, is Van der Berg as speler van die wedstryd beloon vir sy pypspel. Dit is goeie nuus vir die Leeu's dat Kewan Hond, die bokflank, Roan Venter in die senter, Henko van Wyk, al 3 van hulle beserings herstel het en dus saam met die span sal toer. Die loskakel Kate Wolhuter, wat lanklaas vir die Leeu's gespeel het, reis ook saam. Die ander loskakel is Gianni Lombard. Die veelsidige losvoorspeler Friedel Olivier, wat 'n kontrak in Japan losgespeel het, is dankbaar teenoor die Cheetahs vir my groot deurbraak wat ek hier gekry het hy gesê. Die 32-jarige Olivier vertrek reeds donderdag na Japan toe. Olivier sê sy kontrak in Japan is vereers gekoppel aan prestasie. Dit sal bepaal of sy verblyf daar verleng gaan word. Die sterkbaldraer het hom in 2022 van die Siberiese klub en hy sy STM in Rusland by Cheetahs aangesluit en was goue gunsteling onder ondersteuners. Die 38-jarige superster Nino Schurter het weer sy liefdesverhouding met die Cape Epic bergfietstoer onderstreep. Hy het in die eerste skof die spoorpaadjies oor die Durbanville heuwels afgeblits en afgestof asof hy in sy agterplaas gery het. Schurter het sy 12de skofsege in die 8-daagse skofwedren behaal toe hy en sy Switserse landgenoot Filippo Colombo in 3 uur 51 minute en 3 sekondes gewen het. Schurter hulle het ook 'n kersie op die koek gekry met 'n cheque van R15.000 as die boebaas van die berge. Marc Marquez, wat vanjaar daarna streef om 'n 7de MotoGP wêreldkampioenskapskroon los te jag, verwag dat sy jonger broer Alex sy vernaamste teenstander in die titel wedloop sal wees. Alex, wat 4 jaar jonger as die 32-jarige Marcus, het al Moto2 en Moto3 wêreldkampioenskappe gewen en het 7 MotoGP podiumplekke op sy kerfstok. Marc Marquez het Sondag in Argentinië gewen nadat hy groot deel van die wedren agter Alex was. MotoGP het vir 76 jaar nie 2 broers gehad wat eerste en tweede geëindig het nie, maar die Marquez broers het nou hierdie prestasie 2 keer binne 2 weke behaal. Baie geluk aan hierdie broers. Dion Fourie, op die rype ouderdom van 38 jaar, is uitgenooi om die Springbok beleidingskamp van verlede week in Kaapstad by te woon. Ons het pas in Johannesburg geland voor ons wedstryd teen die Leeu's, toe ek op die spanbus hiervan te hore gekom het, het hy in die media gesê, om net weer daar te wees, almal te sien en die planne te hoor, het die 4 binne my aangesteek het hy gesê. Hopelik kan ek vanjaar in daardie opset aanbly. Wat interessant is dat die bokafrigter Rassie Erasmus gesê het dat hy vir Fourie in die agtersag hou as 'n hakker. Net 'n dag nadat die 22-jarige Marianne Fourie die vinnigste tyd tot dusver vanjaar in die 100 meter hekkies vir vroue gehardloop het, is haar afrigter Johan Strydom donderdagoggend skielik by sy huis in Pretoria oorlede. Die oorsaak van die 59-jarige Strydom se dood is nie bekend nie. Advertensie van Netwerk 24 teken in vir R124.99 per maand en kry verskeie tydskrifte
en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal die voertuigregistrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear Academy. Sou jy belangstel in MMA, Jiu-Jitsu, boks of skopboks, voel vry om Coach Warren in Bloemfontein te kontak by 065-989-1472. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1929, Polokwane 1423, Lepalale 1927, Mbombela 1827, Mahikeng 1828, Pretoria 1627, Johannesburg 1727, Ermelo 1123, Richards Bay 2031, Pietermaritzburg 1528, Durban 2028, Port St Johns 2028, Bethlehem 1127, Bloemfontein 1629, Allewal Noord 1730, Welkom 1730, Vryburg 1828, Kimberley 1931, Appington 2333, Prieska 2132, Springbok 2333, Karasburg 2429, Keetmanshoop 2126, Mariental 1924, Alexanderbaai 1924, Brandvlei 2433, Loederitsbaai 1825, Vredendal 2138, Kaapstad 2025, Sutherland 1930, George 1826, Jeffreys Bay 1928, Taberra 1834, Graafreinet 1933, Oos-London 1732 en laastens De Aar 21 grade Celsius in die oggend, 31 grade Celsius in die middag. Ons sakenuus vir die dag wat insluit geldeenhede en ons hulpbronne. Die rand verhandel teen R18.02 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.51. Die euro kos R19.72. Die pond verhandel teen R23.42. Die prys van silwer is $34.08 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $2.998 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $68.41 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir julle toegewens.